Ag Here, heilig, heilig, heilig is U. Heilig, heilig, heilig. Koning van konings. Skepper, heerser, besitter. Die groot ek is. U is. U is onafhanklik. U is soewerein. Deur U word alles geonderhou. Here, daar is nie 'n wese soos U nie. Naam bo elke naam. Alfa en Omega. Begin en die einde. Die een wat is, was en altyd sal wees. U het geen gelyke nie, Here. Here, ons kom in hierdie oggend om U te aanbid, Here, saam met elke hemelwese wat reeds besig is om uit te skree, heilig, 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 saam met soveel van die liggaam wat op ander plekke bymekaar kom. Kom ons net, ons kom verheerlik U in hierdie oggend. Here, U is ons doel, U is ons missie, U is ons rede, Here. U is die een na wie ons strewe. Here, ons oë is gerig op U, om U te verheerlik, om U naam groot te maak. Here, om van krag tot krag, van glorie tot glorie getransformeer te word tot in U gestalte, Here, sodat U verheerlik kan word. Here, in hierdie een begeerte het ons voor U, Here, om al ons daar te wandel in U teenwoordigheid, by U. Here, ons wil U voel, ons wil U ervaar, ons wil U sien. Ons wil saam met U wandel, Here, ons herder, ons goeie herder. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Ons kom nou uit 'n plek uit, omdat ons U lief het, Here, en wil ons U lof besing. Ons God en ons koning. Heilig, heilig, heilig is U. Die enigste waardig. Die enigste waaragtige God. Ons loof U en prys U, Here. Here, dankie vir U goedheid. Dankie vir U guns. U genade, Here, wat U so onverdienlik aan ons gee, Here. Dankie, Jesus, dat in U het ons lewe. In 'n lewe in vol. Here, U is die bron van lewe. Jesus. Here, U is ons vreugde. U is ons vrede. U is ons verlossing. Ons vergifnis. Ons koning. Amen. Halleluja. Dit is 'n groot voorreg om vanoggend hier te wees. Kan jy net vir 'n oomblik net jou hande oplig na die hemel toe? Jou oë toemaak, net vir 'n oomblik. Vader, ons dankie vanoggend vir hierdie geleentheid wat ons het om voor U te kan kom, om U woord te kan hoor, om in corporate aanbidding te kan wees. En Heilige Gees, ek bid vanoggend dat hierdie nie net nog 'n diens sal wees waar ons liedjies sing, 'n boodskap hoor en huis toe gaan nie, maar Vader, ek bid vanoggend dat U iets ontlont vanoggend in ons binneste, dat iets aangewakker sal word in ons binneste. Here, dat ons nie weer dieselfde sal wees nie. Vader, ek besef meer as ooit dat ons kan nie kerk speel nie. Ons kan nie kerk speel, godsdiens, oefeninge, jy weet, ons mee besig hou met dit nie. Vader, ek bid vanoggend dat daar 'n weermag opgerig sal word, wat ernstig is met God, wat ernstig is om 'n impak te maak in Wellington, in hierdie land Suid-Afrika, wat ernstig is om ons families te lei in die weë van die Here. Ek bid, Here, stuur ons binneste vanoggend, stuur ons hart, siel, gees en ons liggaam vanoggend. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Dit is vir my so lekker om terug te wees in Wellington. Ek het in Parel geslaap en ek vra vir die ouens daar by Pleito, toe ek vir my 'n koffietjie koop, ek wil 'n grappie maak met die ouens. Ek sê vir die barista, het iemand die diepvries se deur oopgelos? Maar ek dink dit is 'n bietjie vroeg vir hom gewees, en hy sê net, "Hæ?" Ek sê vir hom, dis koud ou, dis koud. Maar dis koud hier by julle, en die probleem is, my enkel steek uit, so, my enkel is 'n bietjie koud vanoggend, prys die Here, maar dis 'n vreugde om hier te wees, en ons is lekker om te sien hoe die Here besig is om hierdie kerk te bou. Verlede jaar toe was ons net hier om die draai, en daar het bakstene gewees, en nou kyk hoe mooi is hierdie gebou. So well done, Enrico, Larissa, julle doen 'n great werk. Kom ons gee vir hierdie pastoor en sy vrou net 'n lekker hande klap. Weet julle wat?
Kom ek sê vir ek kan dit sê want ek lei nie 'n gemeente nie. Ek preek by kerke reg oor die land die hele tyd. Ek sien baie pastore, baie kerke, baie maniere van kerk doen. En een ding wat ek vir julle vanoggend kan sê, en ek gaan dit sê en ek kan dit sê want ek gaan môre aand huis toe. Dan is dit sy probleem. Halleluja. Is dat ek sien reg deur die land en in dele van die wêreld waar ek travel dat pastore word nie gewaardeer soos wat hulle moet nie. Wanneer jy 'n gemeente lei, dan lê jy jou lewe neer om mense te dien. Hulle behoeftes te help, jy weet, dra, hulle needs te aan te spreek wanneer dit kom by die geestelike dinge. En so ek dink ons moet meer moeite doen om ons pastore en ons leiers te eer en te ondersteun. Kan jy amen sê? Kom aan sê amen. Nou kyk, jy moet vanoggend verstaan, ek hou daarvan as 'n kerk met my terugpraat. Ek sê altyd vir mense, as jy like wat ek sê amen. As jy dit nie like, jy skree shut up, sê net iets. Moenie vir my staan. Kyk, hulle sê mos baie keer as jy in 'n kerk preek, dan kyk die mense vir jou soos 'n beeste vir 'n nuwe hek kyk. Jy weet. Halleluja. En asseblief, ek is nie 'n nuwe hek nie. Moenie so vir my kykie, praat terug, sê amen, klap jou hande, skree shut up, doen net iets, prys die Here. Dis lekker om die Here te dien. Die Bybel sê ons moet bly wees. Halleluja. Sê amen. Ons moet bly wees, verbly jou in die Here. Ons is nie suurtiere nie. Nee, ons is vol blydskap. Prys die Here. Ons is eendag by 'n kerk en die pastoor sê vir is ook 'n gasprediker, maar die ou bietjie oor die lyne getrap. Die ou sê die kerk is stoepstil. En hy sê vir hulle, kom aan man, smile net 'n bietjie. En die een ou sê voor in die ry, man, my hart smile. Of ek is bly. Hy sê wees bly. En die een in die voorste ry sê ek is bly. Hy sê maar sê net vir jou gesig ook so. Halleluja. En ek is so shots fired. Maar dis waar. Kom ons is bly. Verbly jou in die Here. Halleluja. Kan jy amen sê? Prys die Here. Dis so lekker om hier te wees en dankie vir die geleentheid pastoor. Dit is regtig wonderlik om te sien hoe God besig is om sy kerk te bou reg oor die land, reg oor die wêreld. Die Bybel sê waar Jesus aan die woord is, hy sê I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. En dit is waar dat dinge raak donkerder in die wêreld en ons meer chaos en ons meer goddeloosheid, maar ek wil vandag vir jou sê te midde van chaos, te midde van goddeloosheid, is God steeds besig om sy kerk te bou. Hy is steeds besig om manne en vroue op te rig wat nie die knie sal buig vir die dinge van hierdie wêreld nie, wat sal staan vir waarheid, wat sal staan vir geregtigheid. Kan jy amen sê? En so ek nooi jou uit om deel te wees van daardie kerk wat sal staan vir dit wat God voorstaan. In Jesus naam. Ons is nie hier om kumbaya te sing om die kampvuur en dit aan te gaan met ons lewe nie. God is besig om manne en vroue op te rig wat ernstig is met God. En ons gaan nie die duiwel verdryf en die vyand se agenda verdryf as ons kerk toe kom, 'n stoel warm sit en huis toe gaan nie. Maar wanneer ons aktief betrokke raak by God se agenda, dan sal ons impak maak. Sê amen. En ek wil vanoggend vir jou aanmoedig, ek is 'n baie konfronterende prediker, so weer eens, dis hoekom ek mense die opsie gee om te sê shut up, want baie keer gaan ek goed sê wat mense ongemaklik maak, maar ek hou nie van godsdiens nie, want godsdiens kry jy in 'n plek waar jy die regte goed sê, die regte goed doen, maar jy's dood van binne. Jesus het gesê, jy is 'n wit gepleisterde graf, jy klink reg en jy lyk reg en alles is oulik, maar binne is jy mors dood. En God wil hê ons moet lewe hê, ons moet vol lewe wees. Hy sê ek het gekom om vir julle lewe te gee en dit in oorvloed, nie om so deur die lewe te gaan nie. Halleluja. Sê amen. So ja, ons gaan vriende maak. Ons gaan halleluja. Julle toe maar teen môre aan sal julle van my hou. Prys die Here. Hoop ek. Maar ek is opgewonde om hier te wees en ek weet dat God wil iets doen in hierdie kerk. Sê amen. Hy wil hierdie kerk versterk en vergroot in Jesus naam. Ons moet mure uitbreek hierso. Ons gaan ek hoor Hendrico sê hy wil 'n dek daar opsit en ons gaan koffie en baie planne en ek wil julle vra ondersteun julle pastoor. Amen. Halleluja. Ek wil voor ek wegspring vanoggend in die woord, wil ek net 'n oomblik vat om my vrou ook te eer na haar besigheid. Sy is ons op baie. Ons het 2 maande terug ons derde babietjie verwelkom, soos 'n dogtertjie. Ek het nou 2 girls en 1 laaitie. Ek sê vir my laaitie, toe sy gebore word, toe sê ek vir hom, "Chom, ons moet nou rug aan rug staan. Ons is outnumbered in hierdie huis." Dis nou net vrouens waar ons kyk. Halleluja. En maar is 'n groot vreugde. Ek onthou verlede jaar in November toe ons 'n gender reveal partytjie gehou het met vriende en familie. Dit was almal kyk nou vir jou en ons het nou die rookbom in die hand. En toe ek daai rookbom trek en daar kom 'n pink wolk uit. Toe dink ek dit moet 'n factory fout wees, weet. Kan nie nog 'n pink enetjie, ek kan nie weer sê. En ek het bomskok in die oomblik en 'n paar van my vriende, my familie kom na my toe nou na die bom afgegaan. Hulle vra of my sy teleurgestel dat dit nog 'n dogtertjie is. Ek sien niks geskok. Want nou moet ek 2 skoonseuns hê eendag. En die Here moet my maar wysheid gee en ek bid nou al. Ek bid nie meer vir die minister nie, ek bid nou Here gee my goeie goddelike goed skoonseuns in Jesus naam. My vrou is relax, sy's 2 maande oud. Ek kan nie relax nie. Ek's ernstig oor hierdie ding. Prys die Here.
Maar sy is 'n vreugde, haar naam is Hannabel. En ek het 'n dogtertjie wat 4 jaar oud is, 4 wat op 14 gaan, Lia. En dan my seentjie is 6 jaar oud. Ek sê altyd my seentjie Judah, hy is ons sonstraal in die huis. En my middelste kind, dit voel so weird om te sê ek het nou 'n middelste kind, maar my middelste kind Lia is die teenoorgestelde. Sy is ons donderwolk. Halleluja. Sy is 'n force to be reckoned with, maar hulle maak ons hart en ons lewe vol en my vrou so yster. Sy kyk na 3 kinders terwyl ek weet die wêreld vol vlieg en preek. So ek eer my vrou vir haar lewe en vir haar bereidheid om uit te laat gaan. Dit is nie maklik om alleen na 3 kinders te kyk en 2 besighede te bestuur nie. So my vrou is 'n yster. Maar ek wil vanoggend vir julle 'n video vandag wys. Jy weet, ek het nou vir julle gesê dat as jy kyk na wat in die wêreld aangaan, dan dink jy daar is net hopeloosheid en goddeloosheid. Maar God is besig om mense en om massas mense na homself toe te bring. Nie in Amerika nie en in Europa nie, in Suid-Afrika. Mense is besig, jong mense is besig om aan die Here toe te kom in rekordgetalle. En ek wil graag vir julle 'n video wys. Hoopelik kan dit julle 'n bietjie bemoedig vanoggend om te sien wat God besig is om te doen in Suid-Afrika, want baie keer as jy besig is met jou lewe en die dinge in jou verantwoordelikhede, kan mens so vasgevang word in waarmee jy besig is dat mens perspektief verloor van wat aangaan in die wêreld. So dit is wat God besig is om te doen in Suid-Afrika en nie in 'n land ver weg nie, in ons eie land. En wat vir my regtig verfrissend is, soos dit ons hierdie jou nuwe begin by einkomste doen reg deur die land, is om te sien die hoeveelheid jong mense wat kom. Jong mense, julle het gesien daai seentjie met sy brilletjies. Ek is mal oor daai kind se gesig. Ek het hierdie video al 1000 keer gekyk want dit is my so verfrissend om te sien hoe God besig is om 'n nuwe generasie na homself toe te bring in Jesus naam. En hoe meer ek hierdie doen wat ons doen, jy weet ek preek by kerke, maar ons primêre fokus is om groot byeenkomste soos die reg oor die land aan te bied. En ons sien regtig 'n wonderlike ding. Ons het onlangs in April maand was ons in Oudtshoorn gewees. Dit was baie kouer as wat dit nou hier is. En ons is langs vir 'n rivier in 'n stadion en mense het my gesê dat die ouens gaan nie kom nie. En daar was baie storieetjies gewees en ons het 'n reuse skare, 'n stadion vol mense gehad wat gekom het om die gospel te hoor. Verlede jaar praat God met my en hy sê vir my terwyl ek ry in Mosselbaai langs die see, praat die Heilige Gees met my duidelik en ek sien die woord Klerksdorp so vir my geskryf word. Ek skrik eintlik en ek voel die teenwoordigheid van God en ek trek af. Nou ek het nie idee waar Klerksdorp is nie. Ek trek af en Google, where is Klerksdorp? Want Klerksdorp kom net in my gees en ons hele event en ons 5000 mense plus wat gekom het. God is besig om 'n bonatuurlike ding te doen in Suid-Afrika. En ek wil vandag vir jou sê dat ons is besig om in 'n goeie tyd te lewe. Te midde van chaos en goddeloosheid moet jy moed skep. God bou sy kerk. Die jong mense het 'n toekoms. Halleluja, sê amen. En Wellington het 'n toekoms. Jou kinders het 'n toekoms. Hoekom? Want God sê so. Halleluja. Ek weet wat 'n toekoms ek het vir jou aangaande jou lewe, sê die Here. 'n Hoopvolle toekoms. A plan to prosper you, not to harm you. Halleluja. Amen. En ek weet maar net julle gewys het dat julle sien wat die Here, ek voel baie windgat oor dit want jy weet dit is lekker om te sien wat God doen. Siele word gered, lewens word verander, siekes word gesond, die blindes sien, die dowes hoor. Halleluja. Die woord is 'n werklikheid. Sê amen. Prys sy naam. Ek wil vanoggend in die Bybel inspring en ek wil vanoggend 'n boodskap deel met 'n eenvoudige titel en hierdie titel is In sy besit. Sê gou vir die een langs jou, ek is in sy besit. Ek is in sy besit. Prys die Here. Ek wil begin deur 'n skrifgedeelte vir jou te lees uit die boek van Psalm hoofstuk 34 vers 9. Koning Dawid skryf hierso in Psalm 34 en hy sê die volgende woorde in die 53 vertaling. Hy sê: "Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil." Smaak en sien dat die Here goed is. Daar's 'n ander en ek hou van hoe dit in Engels sê, hy sê taste and see. Taste and see that Lord is good. Nou is interessant, Dawid skryf hierdie gedeelte in die boek van Psalm in hoofstuk 34 net nadat hy uit 'n tyd uitkom waar God hom verlos het uit die hand van die vyand uit. Dawid was in 'n baie ongemaklike posisie waar hy potensieel sy lewe kon verloor het. Maar God kom tree in en God red hom uit daai situasie uit. En net daarna skryf Dawid hierdie woorde. Hy sê: "Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil." En in hierdie enkele sinnetjie wat Dawid skryf in Psalm 34 vers 9, kommunikeer Dawid 2 boodskappe aan die leser. Nommer 1, getuig hy oor die goedheid van God. Hy sê God is goed. En dan tweedens rig hy 'n uitnodiging aan die leser en hy sê: "Proe jy, sien jy, ervaar jy dat God ook goed vir jou wil wees?" En so Dawid skryf hierdie woorde en hy sê God is 'n God wat jou kan red,
wat jou kan verlos. Hy's 'n goeie God. Maar dan sê hy, moenie net jou teorie rondom God vorm op hoorsê van wat ander ouens sê nie. Ervaar vir jouself. En dit is interessant die language, die woorde of die tipe taal wat Dawid gebruik in hierdie skrifgedeelte. Hy gebruik 'n sensoriese taal. 'n Sensoriese taal beteken dit praat van ervaring. Hy sê proe vir jouself. Sien vir jouself wat God goed is. Nou ek kan vanoggend hierso staan en ek kan vir jou vertel hoe lekker my ma kos maak. En my ma kan lekker kos maak. En jy gaan hoor van die lekker gebakte aardappels en die lekker boutvleis. Jy gaan hoor van daai lekker dinge, man, dit is lekker kerels. Maar as ek net nie vir jou vertel daarvan, dan is dit waar dit bly. Maar as ek na my huis toe nooi, en ek vir jou sê sit aan hierdie tafel en proe my ma se aardappels, dan gaan jy sien wat ek sê is die waarheid. En die probleem vandag is in die kerkwêreld is dit ons het tevrede geword om te hoor oor hoe goed God is vir ander mense. Ons is tevrede geword om net oppervlakkige boodskappe te hoor van God is 'n God wat red en God is 'n God wat verlos en God is 'n God wat vrymaak. Maar die Bybel nooi my en jou en God nooi my en jou uit na 'n dieper plek vanoggend waar ons nie tevrede is met iemand anders se openbaring en ervaring nie. Ons wil homself ervaar van onsself. Ons wil proe en ons wil sien en ons wil ervaar hoe goed hy werklik is. Kan jy amen sê? En so vanoggend wil ek jou na 'n plek toe nooi waar ons op 'n plek kom waar ons moeg word om net God te kan ken op hoorsê. Want een van die grootste probleme wat godsdiens vir my en jou voorhou is dat ons dis oukei om net van God te weet op grond van hoorsê. Ons weet dit is wie hy is en dit is wat hy doen. Hy red, verlos en hy maak gesond. En jy weet, ons weet al hierdie goeders en ons is tevrede met hierdie kopkennis. Maar God wil nie net 'n kopkennis wees nie. Hy wil 'n ervaring hê met jou. En hy wil hê jy moet ervaring hê met hom in Jesus naam. En so Dawid kom na 'n plek en hy sê jy moet proe. En jy moet sien en jy moet ervaar dat hy 'n goeie God is. Want as jy nie vir jouself dit gaan proe en sien en ervaar het, dan gaan dit vir jou net 'n far-fetched idee wees. Jy weet, ja, die Here lewe, amen. Maar wanneer jy hom proe en ervaar, kan jy nooit weer dieselfde wees nie. Kan jy amen sê? Ek wil graag 'n skrifgedeelte vir jou lees uit die boek van Markus, hoofstuk 5, vers 5 en vers 8. En die opskrif van hierdie gedeelte is die besetende van Gadara. 'n Duiwelbesete man. Hoor gou wat sê hoofstuk 5 vers 5. Hy sê en altyd nag en dag het hy aangehou om te skree op die berge en in die grafte en homself met klippe stukkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val hy voor hom neer en hy skree met 'n groot stem en sê: "Wat het ek met u te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God om my nie te pynig nie, want hy het vir hom gesê: onreine gees gaan uit hom uit." Nou, die Bybel praat hier van 'n besete man, 'n duiwelbesete man, die man van Gadara. Die Bybel sê dat hierdie man, ek neem aan dit was 'n jong man, was so besete met duiwels gewees dat hy in die grafte geleef het. Hy was verwerp deur die samelewing oor die kondisie waarin hy was. Die Bybel sê hy het hom probeer vasmaak met kettinge en dan het hy die kettinge gebreek. Hulle het voetboeie aangesit, dan breek hy dit. Hierdie man het homself met klippe gekap en gesny. Hy was buite beheer gewees want die duiwels het hom gepynig. Hy was, soos ek gesê het, verwerp deur die samelewing. Maar die Bybel sê dat daar 'n oomblik in hierdie man se lewe aangebreek wat daar 'n man op die toneel verskyn het met die naam van Jesus. Die Bybel sê Jesus het na daai gebied toe gekom, na die land van die Gadarene toe. En hy het sy voet aan wal gesit. En die moment toe Jesus sy voet aan wal sit in daardie gebied, toe hardloop daardie duiwelbesete seun na die voete van Jesus toe en hy val voor hom neer en hy roep uit. En ek glo hierdie seun het gehardloop na Jesus toe want hy het geweet hier's iets in hierdie man wat my bevryding kan bring. Maar die moment toe hierdie duiwelbesete seun voor Jesus se voete neerval, toe roep die duiwels uit. En hierdie duiwel sê, het u gekom om ons te pynig voor ons tyd? En Jesus dryf die gees uit, en die duiwels uit hierdie jong man uit. Die Bybel sê, as jy so verder lees, dat die ommekeer in hierdie jongman se lewe was so radikaal gewees, dat toe die mense by hom kom, toe sien hulle, hy's in sy right mind, en hy het klere aan, wat beteken, die ou het nie eens klere gedra nie, hy het kaalboude rondgehardloop, halleluja, en Jesus maak hom so vry, dat die radikale verandering in hierdie man is so radikaal, dat hy begin klere dra, prys die Here, halleluja, en Jesus doen in een oomblik vir hierdie jong man, wat geen mens vir hom in 'n leeftyd kon doen nie. Ek glo dat die beste dokters op die dorp gehad, die beste beraders, die beste pastore met die dikste brille, die mooiste boeke, en niemand kon enigiets vir die man doen nie, maar toe hy 'n ervaring het met Jesus, toe hy proe en sien dat Jesus is goed, toe kom verandering in Jesus naam. En ek wil vandag vir jou sê, ons het nie nog teorie nodig nie, ons het nie nog 10 boeke wat ons moet lees nodig nie, wat ons nodig het, is om te smaak en te sien en te ervaar, dat hy is wie hy sê hy is. Kan jy amen sê? Nou hier is 'n baie mooi storie van
van 'n man wat duiwelbesete is wat Jesus vrygemaak het. Maar om werklik die krag te verstaan van Markus 5, moet ons teruggaan 1 hoofstuk na Markus 4 toe, om regtig te verstaan hoe groot en hoe wonderlik hierdie storie is wat hier plaasgevind het. In Markus 4 vers 35 tot vers 39 sê die Bybel die volgende woorde. En die titel van hierdie gedeelte is Jesus maak die storm stil. Maar hoor gou wat sê vers 35. Hy sê: En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê: Laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom net soos hy was saamgeneem in die skei, en daar was ook 'n ander skeitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan sodat dit vol geword het. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê: Meester, gee u nie omdat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê: Swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Nou, ek het in die kerk groot geword en ek het al baie boodskappe gehoor rondom hierdie gedeelte. Ek het gehoor dat Jesus maak die storm stil. Dis waar. En ek het al gehoor hulle preek oor hierdie gedeelte en hulle sê dat Jesus is teenwoordig in ons storms. En dis waar. Maar ek wil vanoggend uit 'n ander perspektief na hierdie storie kyk en ek wil vanoggend die vraag rig: Hoekom het Jesus deur die storm gegaan? Wat het gemaak dat Jesus in 'n boot klim om oor te vaar na 'n ander kant toe? En waar was die ander kant? Wel, die Bybel sê dat Jesus was in Kapernaum, sy tuiste gewees. En toe hy na die disippels toe gaan en hy sê: Kom ons klim in die boot, ons vaar oor na die ander kant toe. Die ander kant waarvan die skrif praat is die land van die Gadarene. Nou, as jy verstaan dat Jesus 'n Jood was en die land van die Gadarene 'n heidene gebied was, dan weet jy dat die heidene en die Jode het nie oog gehad vir mekaar gehad nie. So Jesus het in 'n plek gekom waar hy sê vir sy disippels: Kom ons klim in 'n boot en ons vaar oor na 'n gebied toe waar ons gehaat gaan word, verwerp gaan word en as ons lank genoeg daar bly, doodgemaak sal word. Want hulle haat ons. En ons moet vanoggend die vraag vra: wat was dit wat Jesus getrek het om na 'n land te gaan, na 'n gebied te gaan waar hy verwerp sou word, gehaat sou word en potensieel doodgemaak sal word? Die Bybel sê dat hy is so vasberade gewees om in daardie gebied te kom dat hulle klim in die boot en hulle vaar oor en terwyl hulle oorvaar kom maar 'n storm. En Jesus bestraf die wind en die storms en hy is nog steeds vasberade om oor te gaan na die ander kant toe, want daar was iets gewees wat sy aandag getrek het. Daar was iets gewees wat hy wou gaan doen het. Hy het 'n missie en 'n mandaat gehad in die ander kant. En ons moet die vraag rig: wat was in die ander kant? Wel, eendag terwyl ek 'n studie doen oor hierdie gedeeltes, lees ek dat daar geograwe is en teoloë is wat skryf dat die spesifieke geografiese gebied waar Jesus gaan bid het in die berge in Kapernaum en die spesifieke geografiese gebied waar daai duiwelbesete man geskree het aan die ander kant, daar is 'n moontlikheid as die wind reg gewaai het dat sy geskree oor kon gaan en Jesus het kon gehoor het terwyl hy gebid het in die berge. En so daar's 'n moontlikheid dat terwyl Jesus bid in die berge, hoor hy die geskree aan die ander kant van 'n man wat besete is, 'n man wat gepynig word, 'n man wat hopeloos is, 'n man wat gebroken is. En die Bybel sê hierdie man Jesus kom van die berge af en hy sê vir sy disippels: Kom ons klim in die skei, ons vaar oor na die ander kant, want daar's 'n man wat roep, daar's 'n man wat skree, daar's 'n man wat soek. En die Bybel sê hulle klim in daai boot en hulle vaar oor na die ander kant en daar kom 'n storm. Nou, dis interessant vir my dat daar 'n storm kom, want die storm simboliseer vir my weerstand. So Jesus is op 'n missie om na die ander kant toe te gaan en daar kom weerstand teen hom. Hoekom? Om te verhoed wat hy wil gaan doen aan die ander kant. En die Bybel sê Jesus druk deur, hy kalmeer die storms en hy kom aan die ander kant en hy ontmoet met hierdie duiwelbesete man. En Jesus maak hom vry. Nou ek kan nie vanoggend met sekerheid vir jou sê dat dit is moontlik dat Jesus fisies daardie man se geskree gehoor het nie. Ek weet nie of dit moontlik is nie. Teoloë en geograwe sê dit is moontlik. Ek weet nie of dit werklik so is nie, maar wat ek wel weet 'n werklikheid is dat Jesus nie doof is vir die uitroep van sy mense nie. Ek weet nie of daai 'n werklikheid is dat Jesus presies daai man se geskree gehoor het nie, maar ek weet dit is 'n werklikheid dat Jesus is naby aan die gebrokenes van hart. Ek weet dat dit 'n werklikheid is dat Jesus omgee oor ons smarte en ons probleme en ons uitdagings. Ek weet dat dit 'n werklikheid is dat Jesus ons wil red en ons wil verlos en ons wil bevry. Ek weet dat dit 'n werklikheid is dat Jesus vir ons 'n plek wil bring waar ons proe en sien dat hy goed is. Halleluja. Jy mag maar amen sê. Prys die Here. En Jesus gaan oor na die ander kant toe en hy maak daai man vry.
Nou as jy na hierdie storie kyk, dan is dit 'n mooi demonstrasie, pastoor, van wat die evangelie is. Die Bybel sê, as jy nou kyk na hierdie prentjie, Jesus was in Kapernaum, sy tuiste. Hy verlaat Kapernaum, sy tuiste, en hy gaan na 'n ander kant toe, die land van die Gadarene toe. Heidene gebied, 'n land wat hy weet hy verwerp sou word, nie aanvaar sou word nie, en heel moontlik doodgemaak sou word. En dit is die perfekte prentjie van wat die gospel is. Jesus het sy Kapernaum, die hemel, verlaat. En hy het na 'n heidene gebied toe gekom, 'n goddelose gebied, die aarde. En hy het geweet hy gaan kom en hy gaan gehaat word. En hy gaan verwerp word en hy gaan ultimately doodgemaak word. En steeds het hy gekom. Hoekom? Want hy het die uitroep van die wêreld gehoor. Die Bybel sê so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. God het gesien dat sonde pynig die wêreld, pynig die mensdom en ons siele het uitgeroep na God toe, ons Maker, en tot 'n punt gekom wat God gesê het genoeg is genoeg. En hy stuur vir Jesus sy seun en Jesus kom aarde toe. Halleluja, en hy word verwerp en hy word gehaat en hy gaan deur die storm van die kruis en hy bewerkstellig bevryding en verlossing en genesing en herstel en uiteindelik 'n nuwe begin in Christus vir ons wanneer ons dit sal aanvaar. En ek wil vandag vir jou sê al maniere hoe jy hierdie goed kan ervaar wat Jesus vir ons bewerkstellig het aan die kruis is wanneer jy kom en sê ek wil nie 'n godsdienstige persoon wees nie. Ek wil 'n persoon wees wat proe en sien en ervaar vir myself dat hy is wie hy sê hy is. En ek wil vanoggend 'n vraag rig aan jou Beweegkerk. Het jy Jesus al ervaar vir jouself? Ek praat nie van gaan jy kerk toe, jy aangeneem en voorgestel, ek tik jy die Christen boksies. Ek vra vir jou, het jy Jesus al ervaar vir jouself? Want jy kan jou hele lewe lank in die kerk sit, tussen Christene, tussen geestelike mense, en nog steeds alles mis wat Jesus vir jou het. As Jesus net 'n teorie is vir jou, dan gaan jy dit mis. Maar wanneer jy op 'n plek kom waar jy sê, ek gaan soos hierdie besete man uitroep en hardloop na die voete van Jesus toe, want ek wil hê wat hy het, dan sal verandering kom. Weet ek het in die kerk groot geword en ek het gesien hoe mense donkiejare, soos my oupa sal sê, in die kerk sit en niks verander nie. Hulle is nog steeds depressed, hopeloos, gebroke, weet nie waartoe hulle gaan nie. En dit is nie God se hartagenda vir jou nie. Hy sê ek weet wat se planne ek aangaande jou het. Hy sê die dief kom om te slag en te steel en te verwoes, maar ek het gekom om jou te gee lewe en dit in oorvloed. Halleluja. God het 'n plan met jou lewe en jy kan toegang kry deur hierdie plan tot die goedheid van God, tot die mooi gedagtes wat hy aangaande jou koester wanneer jy op 'n plek kom waar jy sê ek wil hom ervaar en ek wil dit smaak en ek wil sien dat God goed is. Halleluja. Ons kan nie tevrede wees met godsdiens nie. Dit is leeg en dit produseer niks. God wil hê ons moet 'n verhouding met sy seun hê, Jesus. Halleluja, dit verander alles. Ek hulle verloor. Ek bietjie te hard. Halleluja. Prys sy naam. Dis die gospel. Dis die gospel. Jesus het Kapernaum verlaat. Hy het sy Kapernaum die hemel en die aarde toe gekom om vir my en jou verlossing te bring. Nou ek wil vanoggend kyk na 'n tweede persoon, 'n tweede man. Ons het nou gepraat van die man van Gadara, die duiwelbesetene van Gadara. Maar ek wil kyk na 'n tweede man. En soos die eerste man waarvan ek gepraat het, die duiwelbesetende, het hierdie tweede man ook na Jesus toe gehardloop. En hy het ook voor Jesus se voete neergeval. En soos die duiwelbesette man het hy ook uitgeroep na die Here toe. En hy het ook vrae gevra soos wat moet ek doen om gered te word? En hierdie tweede man is 'n interessante man. Ons sien dat die duiwelbesette man kom uit die grafte uit. Maar hierdie tweede man waarvan ek praat, kom uit sukses uit. Die eerste man van Gadara, kon jy sien dat daar's duidelik fout met hom. Die tweede man wat na Jesus toe kom, kon jy sien hy het alles agter mekaar. Die duiwelbesette man het uitgeroep en hy het erken en bely dat hy het iets nodig wat Jesus het. En hierdie tweede man waarna ek wil kyk, wat uit sukses uitkom, wat lyk asof hy alles agter mekaar het, hy het ook uitgeroep na Jesus want hy het besef dat hy kort dit wat Jesus het. En hierdie tweede man waarvan ek praat, noem ons die ryk jong man. In Markus 10 kom hy op die toneel en hy in Markus 10 vers 17 gebeur die volgende ding. Hy sê, en toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra vir hom, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Hierdie man het alles.
hy het materialisme en skokkend genoeg, hy het godsdiens. Want hy gee 'n goeie godsdienstige antwoord toe hy vir Jesus vra, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê Jesus, jy kan nie gebooie onderhou het. En hy gee 'n goeie Suid-Afrikaanse godsdienstige antwoord. Ja, ek is aangename voorgestel, ek gaan kerk toe, gee my 10de by die kerk, jy weet, ek is 'n diaken, en hy gee 'n goeie godsdienstige antwoord. Maar Jesus is nie beweeg deur dit nie. Hy sê, okay, verkoop alles wat jy het. En nie omdat God wil gehad het die ou moet niks hê nie. Hy het gesien dat hierdie man was in besit van iets anderste. Dis hoekom die titel van hierdie boodskap is in sy besit. Nou, wat beteken die woord besetende? As ek praat van die besetende van Gadara, die woord besetende kom van die woord besit af. En die woord besit beteken, of besetende beteken om in die besit van iets of iemand te wees. En Jesus sien hierdie man, kom na hom toe, hierdie ryk jong man kom na hom toe, en hy sinseer, hy erken, Jesus het iets wat hy wil hê. Daar's iets dieper, daar's iets wat sy rykdom en sy posisie, dit satisfy hom, daar's iets meer waarna hy soekend is. Die Engelse vertaling sê dit baie mooi, hy sê, he was a rich young ruler. Met ander woorde, hy was rich, en hy was 'n man van gesag en autoriteit, hy was 'n ruler gewees. So hy het alles gehad in terme van materialisme en sukses, en hy het duidelik godsdiens gehad. Maar hy kom na Jesus toe en hy sê, ek is op soek na iets meer. En Jesus sien en identifiseer wat op die troon van sy hart sit. Jesus sien dat hierdie man is in besit van iets anderste. En hy sien hy's in besit van godsdiens en hy's in besit van materialisme. Die man van Gadara was in besit van duiwels. Maar hierdie ryk jong man is in besit van materialisme en van godsdiens. En Jesus konfronteer dit. En hy sê vir hom, verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes. En die Bybel sê dat hierdie man hoor die woord en hy draai om en hy loop weg. Die Bybel sê in Engels, he turned away sorrowfully. Want hy het baie besittings gehad, sê die Bybel. En hy stap weg. En Jesus draai net daarna terug na sy disippels en hy sê, hierdie ou, as hy gedoen het wat hy gesê het, sou kom in hierdie leeftyd nog meer gegee het as wat hy gehad het. Maar Jesus het iets gekonfronteer wat op die troon van sy hart sit. Hierdie ryk jong man was in besit gewees. Was in die besit van materialisme en godsdiens. Die man van Gadara was in die besit van duiwels. En baie keer kan ons na mense kyk en ons kan duidelik sien, Jesus, hier's fout met hierdie ou. En ons weet hier's fout met hierdie ou. Nie jy nie, Hendrik, jy's right. Maar baie keer bring godsdiens my en jou na 'n plek toe waar ons van buite af goed lyk. Jy weet, die ryk jong man gelyk asof hy alles agter mekaar het, asof alles oukei is, asof alles, jy weet, hankie-dorie is, maar hierdie man is soekend, want hy het godsdiens geleer. Hy het materialisme geleer en Jesus sien dat ewen dat hy godsdiens het en sukses het en geld het, dat hy is soekend. Die man van Gadara, almal het geweet, die kaal man het probleme, halleluja. Maar die ryk jong man het gelyk asof alles agter mekaar is. Die probleem is hulle albei was in besit van iets wat nie Jesus was nie. Die een was besit deur duiwels en die ander een deur godsdiens en tradisie. En Jesus sê vir hulle albei, luister hier, volg my. En die een wat besete was deur duiwels, aanvaar Jesus en die Bybel sê daai man het teruggegaan. Daai duiwelbesetende het teruggegaan en hy die gospel gaan preek. Maar die ryk jong man het weggeloop. Hoekom? Want godsdiens het 'n greep oor sy lewe gehad. Materialisme het 'n greep oor sy lewe gehad. En ek wil vandag vir jou sê een van die grootste blokkades in Suid-Afrikaanse konteks is godsdiens. Wat ons weerhou om in te stap in die volheid van God se plan vir ons lewe, om te proe te sien wie Jesus werklik is. Dit weerhou ons van God se beste, God se volheid in ons lewe. En ek wil vandag vir jou sê, my vriend, dit maak nie saak hoe besete of verslaaf jy is nie. Jy kan vanoggend gaan van 'n duiwelbesetende na bloedgewaste, van 'n verslaafde na verloste, as jy die keuse maak om jou hand te sit in die hand van die een wat die storm stil maak, sy naam is Jesus. Maar Jesus sê, jy kom na my op my terme en nie op jou terme nie. Baie mense mense vorm 'n God in hulle gedagtes en hulle sê wel, hierdie is hoe ek dink God moet wees. En as enigiemand iets anders te sê, dan is hulle judgmental, of hulle is te erg, of hulle is dit of dat. Want ons vorm 'n God in ons kop, en ons dink, dit is hoe God moet wees. Maar Jesus, gaan nie die manier hoe jy na hom toe moet kom negotiate nie. Hy's nie oop vir negotiations nie. Hy sê, jy kom na my toe op my terme. En wanneer jy kom na God toe op sy terme, glo in jou hart en bely met jou mond dat hy die seun van God is. As jy jou kruis opneem en hom volg, dan sal redding vir jou kom, dan sal verlossing vir jou kom, dan sal bevryding vir jou kom. Maar jy moet op 'n plek kom waar jy moeg word, soos die ryk jong man, vir godsdiens en tradisie en materialisme en die dinge van hierdie wêreld. En jy kom op God se terme na hom toe en jy proe en jy sien dat hy is wie hy sê hy is, dan sal jou lewe verander.
Maar as ons aanhou gaan om hierdie godsdienstige front voor te hou en te maak asof alles is oukei, ek het die lewe, alles is agter mekaar, my lewe is alright, alles is perfek, dan gaan jy altyd soekend bly agter 'n toedeur waar niemand jou sien nie, waar jy huil en hopeloos is en gebroken is en angstig is en depressief is. God sien daai weergawe van jou en hy wil hê daai weergawe moet na hom toe kom soos wat jy is, sodat hy daai weergawe kan transformeer. God is nie geïnteresseerd in wie ons voorgee nie. Hy is geïnteresseerd in wie ons is. Want niemand ons sien nie. Halleluja. En vanoggend nooi jou uit na 'n dieper plek toe om te proe, te sien en te ervaar dat hy goed is. En ek wil vanoggend vir jou vra, wat is die kondisie van jou lewe? Wat is die kondisie van jou stap met Jesus? Die grootste uitdaging vandag is nie noodwendig duiwelbesetene Christene nie. Hulle is daar, baie van hulle. Hulle is daar. Die grootste uitdagings in Suid-Afrika, en ek kan dit sê, want ek travel na 4 verskillende kerke toe 'n week. Ek sien dit. Die grootste uitdaging wat Christene weerhou in Suid-Afrika, spesifiek in Suid-Afrikaanse konteks, weerhou van God se beste vir hulle lewe, is die front wat ons voorhou. Soos die ryk jong man. Ons is alright. Ons sê, hoe gaan dit broer? Nee, bless and highly favored. Jy lieg. Jy slat jou vrou by die huis, jy lieg. Jy verskree jou kinders, jy lieg. Jou lewe is gemors, maar jy het jou swart soet baadjie aan, bless and highly favored. God is nie geïnteresseerd in die soet weergawe nie. Hy is geïnteresseerd in die een wie hy is, want niemand kyk nie. En hierdie boodskap kom nie vanoggend uit 'n plek van judgment uit nie. Dit kom uit 'n plek uit van, hy wil jou hê vir wie jy is. Hy nooi die lelike weergawe van jou na hom toe en hy sê, ek wil jou vry maak. Ek wil jou gesond maak. Ek wil jou herstel. Dit is uitputtend om te act. Dit is uitputtend om 'n front voor te hou. Halleluja. Dit is uitputtend. Hy nooi jou uit om die lelike weergawe van jouself te bring, want hy wil daai gedeelte herstel. In Jesus naam. Hy wil daai gedeelte genees en restoreer in Jesus naam. Halleluja. Wie is jy? Wat is jy? En hoe lyk die lelike weergawe van jou? In kerk kom ons en ons hou 'n front voor. As iemand praat, as jy in 'n mall is of in 'n plek is en iemand praat oor die Here, dan praat ons saam. Halleluja. Ons praat die regte goed. Ons het 'n taal leer praat in die kerkwêreld. Dit beteken niks as jou lewe nie oplyn met dit nie. Hy wil jou vrymaak. Hy wil jou herstel en hy wil hê jy moet kom proe en sien dat hy goed is. Hy het 'n goeie plan, 'n mooi plan met jou lewe. Herstel en restaurasie, genesing. Halleluja, 'n lewe, weet jy wat nee, jy kan kyk waar mense is geestelik. Die Bybel sê dat God gee vir ons vrede wat alle verstand te bowe gaan. Halleluja. Mense, die Christene is so angstig, hulle is meer angstig as die wêreld. Ons is lyk so. Hoekom? Want ons is besig om te act dat ons okay is, terwyl ons nie reg is nie. Dis uitputtend. En God is nie geïnteresseerd in dit nie. Hy wil jou herstel. Ons lewe moet vir die wêreld wys hoe dit lyk om Christus te volg. Ons moet soos Dawid skryf, hy kerels, ek het iets ontdek wat lekker proe. Jy moet hom proe vir jouself. En dan moet hulle na jou lewe kyk. Hulle sê proe en sien dat hy goed is. Mense moet dit sien by ons en dan dit wil proe. Kan jy amen sê? Halleluja. Hulle moet dit sien by ons. Maar die probleem is ons wys ons is selektief oor wat ons wys. In die kerkwêreld dan wys ons, ons is lekker, alles is alright, ons is heilig, prys die Here, ons is 'n pragtige Christen familie. As jy in die kar klim, dan sien jou kind hoe jy skree op jou vrou. En ek sê nie ons gaan perfek wees, ons gaan nie foute maak. Dis waarvan ek praat. Ek sê vir jou dat ons weerhou 'n gedeelte van onsself van God. Ons gee die goeie Sondag weergawe en dan mis ons uit op God se volheid. Maar vanoggend wil God die lelike weergawe van jou hê. Die duiwelbesete weergawe, die verslaafde weergawe, die hopelose weergawe, die depressed weergawe, die angstige weergawe. Hy wil daai gedeelte van jou hê. En ek wil vanoggend vir jou vra, sal jy dit vir hom gee? Sal jy kom op sy terme om te kom proe en te sien dat hy goed is? Halleluja. Daar's 'n ou liedjie wat ons gesing het toe ek in die Sondagskool was, toe ek baie klein was. Die liedjie gaan so, hy sê, He lifted me up of the deep miry clay, and He planted my feet on the King's highway. Dit beteken dat God sal jou uit die moddersluit van die wêreld uitlig. Halleluja, en hy sal jou plant. En jy sal sterk staan. Jy sal die lig word van hierdie wêreld, 'n stad op die heuwel. Maar wanneer jy kom op sy terme, withholding nothing. Halleluja. Vanoggend nooi die Here jou na daai plek toe.
Godsdiens weerhou jou. Materialisme weerhou jou. Ek sê nie jy mag dit hê nie. Ek moet dit hê. Die probleem is wanneer dit jou het. Dis wanneer dit lelik raak. God wil in besit wees van jou. En die mooi ding van die Here is wanneer jy in sy besit is hy in jou besit. Jy in hom en hy in jou. Halleluja. Dis die mooi ding van die gospel. Maar ons mis uit op daai fellowship wanneer ons in die besit van iets of iemand anders is. In wie se besit is jy vanoggend? Dus ek wil vanoggend saam met julle bid. En hierdie is net die fondasie vir waartoe ons gaan oor die volgende paar sessies. Ek is baie opgewonde oor vanaand se woord. So as jy kan wees asseblief, kom, bring mense saam. Veral manne, bring manne saam vanaand. Bring jou pa, jou oom, jou oupa, jou boetie, bring hulle saam. Dis 'n boodskap vir almal, maar spesifiek vir manne. Prys die Here. In wie se besit is jy? En ek sê dit nie, ek is 'n evangelist. Ek wil sien dat massas mense gered word en hulle lewe radikaal getransformeer word. Maar die beginpunt is wanneer ons eerlik is met onsself. En wanneer ons onsself totaal en al oorgee aan hom. Ek kan hierdie goeie sê want ek het groot geraak in die kerk. My hele lewe lank. Ek het Hendriko, ek het die mense gegroet. Jy praat van die offerande sakkies deur. Ek het sommer by die deur op die ingang, kom hierso, gooi in hierso. Elke wat verby my stap, jy kom betaal access fee. Halleluja. Ek het daai goed gedoen. My pastoor het eendag my gesê, Johan, ek was so desperaat om by al die dienste te wees. Want ek gedink, hoe meer ek kerk toe gaan, hoe meer heilig is ek. Ek het op 'n Sondagoggend kerk toe gegaan, Sondag aand kerk toe gegaan. Woensdag aand bid hier, Vrydag aand jeug, Saterdag aand bid hier. En toe introduce hulle 'n diens op 'n Woensdagoggend, susters bid hier. En toe ek eendag met my Bybel by susters bid hier opdaag, toe sê die pastoor, jy's verward. Ek sê van pastoor, ek is nie verward nie. Ons kerk toe gaan. Ek was desperaat. Ek het al daai goed gedoen. En toe ek gekonfronteer word met moeilike dinge in my lewe, toe my pa wegstap met 'n ander vrou, of sal ek sê vrou Wins, hy het 'n paar van hulle gehad. Toe ons hele lewe uitmekaar het val en ek sê vir die Here, hoe werk hierdie goed? Ek's 'n Christen, ek gaan kerk toe, ek vat kollektes, jy weet, ek vat dit en ek gee dit. Halleluja. Hoe kan dit wees? Toe sê die Here vir my, jy is in godsdiens, maar jy is nie in my nie. En nou goed, dit het nie gebeur omdat ek in godsdiens was nie, maar ek het ewe skielik wanneer 'n storm kom, openbaar dit jou fondasie. En ek besef toe ek staan op 'n sinking sand. En daardie een aand toe gee ek my hand in die hand van die Here en ek gee die lelike weergawe van myself. Die angstige, hopelose weergawe, want ek het godsdiens gemodel by die skool en waar gegaan het as 'n jong man. Ek het selfs die skoolhoof het my na sy kantoor toe genooi om met my te praat oor die dinge van die Here. Als godsdienstig, als 'n act, vals. Soos wat Jesus dit noem, 'n wit gepleisterde graf. Jy lyk baie mooi van buite af, binne is jy vrot, vol doodsbedere. En toe ek daai vrot gedeelte van myself vir die Here gee, toe kom 'n radikale verandering. Radikale transformasie. Hy maak my vry van my angs, my minderwaardigheid, my hopeloosheid. En hy sit 'n lied in my hart. Halleluja, hy sit 'n vuur in my binneste. En dit is hoekom ek in die wêreld inhard om vir mense te sê, daar is ware vryheid vir jou wanneer jy in sy besit is. Daar is ware restaurasie en ware blydskap en ware vreugde wat nie afhang van jou bankbalans nie, wat nie afhang van die ekonomie nie, wat nie afhang van wat mense van jou sê nie. Halleluja, daai vrede en daai blydskap en daai vreugde is 'n resultaat van om te proe en te sien dat hy is wie hy sê is, dat hy goed is, dat hy God is. En ek wil jou aanmoedig vanoggend beweeg kerk om na daai plek toe te kom. Andersins gaan jy in die kerk sit Sondag vir Sondag. Jy gaan leeg instap, beter voel vir 'n oomblik en weer gekonfronteer word met wie jy werklik is. Maar wanneer jy kom en sê Here, ek lê my pretensie neer. En ek kom na U toe op U terme. Ek wil proe en ek wil sien. En ek wil ervaar dat U God is. Dan kom verander alles in Jesus naam. Ek wil jou graag vra as jy kan staan saam met my vanoggend soos wat ons gaan bid. Prys die Here. Dankie Jesus. Halleluja. Kom ons maak ons oë net vir 'n oomblik toe. Net vir 'n oomblik. En kom vanoggend voor die Here net soos wat jy is. Hy onthou net een ding, hy weet wie jy is. Ons weet wat jy wil hê ons moet weet van jou. Maar hy weet wie jy is. Hy sien jou opstaan en hy sien jou gaan lê. Jou gedagtes word gehoor in die hemel, dit wat jy dink. En dit sê ek nie vir jou om vrees by jou te skep nie. Ek sê dit vanoggend vir jou, dat jy moet weet, hy weet wie jy is.
Die weergawe wat jy weerhou van mense, wat jy wegsteek. Hy weet wie jy is. En hoe ook al daardie weergawe lyk, hy nooi jou uit en hy sê proe, sien, ervaar dat ek goed vir jou wil wees. Dat ek jou God wil wees wat jou vrymaak van angs en hopeloosheid en depressie. Ek wil jou vrymaak van verslawings. Ek wil jou vrymaak van sonde. Ek wil jou vrymaak van wat ook al jou weerhou van God se beste vir jou lewe. Halleluja. Halleluja. Dit is uitputtend om 'n front voor te hou. Dit steel jou vreugde. Vanoggend wil die Here vir jou ware vreugde gee. In Jesus naam. As jy vanoggend in hierdie plek staan en jy sê, Johanna, ek wil terugkom na 'n plek om te kom proe, om te sien dat God goed is. Miskien is jy gekonfronteer met allerlei lelike dinge, waarmee jy battle, maar jy wil op 'n plek kom waar jy vrykom van dit, want hy is nog steeds in die besigheid van bevryding en verlossing. As jy moeg is om 'n front voor te hou, as jy moeg is om te maak asof alles fyn is terwyl dit is nie, en jy wil kom net soos wat jy is, op God se terme, om te proe en te sien dat hy goed is, wil jy net jou hand oplig. Ek wil vanoggend vir jou bid, dat die Gees van God 'n kragtige werk in jou binneste sal doen. Halleluja, dat hy jou sal aanraak op 'n diep manier, sodat jy kan vrykom in Jesus naam. Kom aan, lig lekker hoog dat jy kan sien, dat elke oog toe en elke hoof gebuig. Amen. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. Jesus. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vanoggend vir elke persoon wat hulle hand opsteek, wat sê, Here, ek wil proe, ek wil sien, en ek wil ervaar hoe goed U is. Vader, ek wil vanoggend bid, dat die Gees van God elke juk sal breek oor hulle lewe, elke las sal lig, Here, wat hulle vreugde steel, wat hulle blydskap steel. Here, ek wil vanoggend met verslawings praat. Ek wil vanoggend met angstigheid en depressie praat. Ek wil vanoggend praat met vrees. Alles wat hulle weerhou om te stap in die beste wat U vir hulle het. Bid ek nou, Here, dat dit gebreek sal word oor hulle lewe in Jesus naam. Vader, ek dank U, Here, dat vryheid aan ons behoort, dat genesing aan ons behoort, dat redding, restaurasie en herstel aan ons behoort. En ek spreek en proklameer en profeteer dit vanoggend oor hulle lewens in Jesus naam. Vader, ek dank U dat elke swaar las, Here, nou gelig word. Elke harde juk wat hulle dra nou gebreek sal word. Vader, ek dank U dat daar 'n gevoel van ligtheid in hulle binneste in sal kom nou. Vader, dat elke duisternis in hulle binneste weer verdryf sal word deur die lig van God in Jesus naam. Here, U woord sê dat lig skyn in die duisternis, en die duisternis sal dit nie, kan dit nie, gaan dit nie oorweldig nie in Jesus naam. Vader, ek dank U, Here, dat elke swaar gevoel nou sal lig. The spirit of heaviness, I command you to lift in Jesus name. Halleluja. Here, dankie dat U ons harte vul met ware blydskap, met ware vreugde, met ware vrede. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan in Jesus naam. Here, ek weet dis mense vanoggend in hierdie gebou wat kyk na hulle lewe en omstandighede en hulle sien nie 'n manier om dit of uit dit uit nie. En ek wil vandag bid, Here, dat U hulle sal oplig met die reddende regterhand. Here, dankie dat U woord verklaar dat U oor is nie te swaar om te hoor nie en U arm is nie te kort om te help nie. Vader, ek dankie dat die krag van God geopenbaar sal word in elkeen van ons se lewe. Here, dat ons sal sien, dat ons sal proe en dat ons sal ervaar dat U goed is, dat U God is, dat U 'n God is wat red, dat U 'n God is wat ons uitroepe hoor. Here, dankie dat U deur die storm van die kruis gegaan het om ons vir ons redding te bring. Dankie dat U deur die storm, Here, van verwoesting gegaan het, sodat ons lewe kan hê en dit in oorvloed in Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Halleluja. Raak hulle aan, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle. Mag die Here jou seën en mag jy vanoggend op 'n plek kom waar jy regtig proe en sien dat hy goed is. Hy is 'n goeie God. Hy is 'n goeie God. Julle is dalk 'n ouer persoon wat sê, ag Johanrey, jy's 'n laaitie, jy's nat agter die ore. Jy sal nog sien. Ja, ek sal sien. Net die goedheid van God, net die guns van God,
Net die vreugde van God. Halleluja. En jy kan dit ook sien wanneer jy kom om te proe en te sien dat hy goed is in Jesus naam. Amen. Here, U het oorwin en U leef en U sit aan die regterhand van God, ons koning, en U heers. U sit en U heers. Here, en dankie dat in U is ons vry. Totaal en al, geheel en al vry. Die graf kon U nie hou nie. En in U is daar geen graf, geen grot, geen situasie, geen angs, vrees, depressie, verslawing wat ons kan hou nie, want in U is ons vry. Ons oorwinning lê in U, want U het oorwin. Here, seën elke persoon hier vanoggend en bring hulle vanaand terug in Jesus naam. Amen.